Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, wat 'n wonderlike voorreg en eer het ons weer tyd om mekaar uit God se woord te kan lees. My naam is Dani Gerber en soos julle kan sien, is ons bietjie hier by die viswaters. Ons vang so 'n bietjie lekker vis hier in Evander, baie bekende plek, Unicorn. So ons is maar lief vir ons kamp en goeie, so julle gaan so hier in die agtergrond sal julle sien. Ek hoop net nie die polisman en die katrol skree intussen nie, maar nietemin, God se naam is goed en ons maak sy naam groot. Halleluja. Nou ek wil 'n bietjie met julle gesels oor oortuig my. Nou ons almal het dit al gehoor of al gesê, oortuig my, dan sal ek jou glo en goed, maar as jy my nie kan oortuig nie, dan sal ek dit nie doen nie. Net ons het nie almal gedoen of gesê of gehoor van iemand wat dit doen nie. Maar ek wil 'n bietjie met julle deel hierso, as ons dink aan die Samaritaanse vrou toe Jesus by die krib gesit het en hy wil gaan water skep en hy praat daar met hierdie vrou. En dit is daarso in Johannes 4 en ek gaan net lees hierso vanaf verse 16. En Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. En die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Oeps, nee. So as die Here kom of 'n profeet kom en hy sê vir jou, dit en dit en dit en jy weet sommer, oeps, jy weet jy sommer nou hier trap jy nou op die rooi tapuit, dan moet jy jou ore oopmaak en goed, is nie. En as jy ons gaan verder lees hierso in verse 28 sê sy, die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom, en as julle nog gaan verder lees, en gaan ons weer aan, hierso by verse 39, hy sê, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord wat die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. So met ander woorde, sy het hierdie Samaritane met haar woorde oortuig, om te sê, weet jy wat, hierdie is die Christus, en hulle het tot bekering gekom van hulle, nie? En sê in verse 40, toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly, en baie meer het op grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus is, die saligmaker van hierdie wêreld is. Halleluja. So wat ek vir jou wil sê is vandag, dat baie keer kom mense en hulle wil jou oortuig van dit wat jy doen is reg, of dit wat jy doen is nie reg nie, en jy moet so wakker wees om uit te kyk vir dit te goed. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees van God, die woord van God, is die een wat vir my en vir jou kan oortuig, van wat is reg, wat is verkeerd, wat moet jy doen en wat jy nie moet doen nie. So laat toe, dat God se Heilige Gees jou oortuig. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Dankie, Here, vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gee, Here, om net in U teenwoordigheid te kan wees. Here, seën ieder en elkeen wat hierdie woord hoor. Here, dat hulle sal toelaat dat U Heilige Gees hulle sal oortuig van wat is reg en wat is verkeerd, wat is ja en wat is nee. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.